maatjies. My naam is Bibi die By. En ek gaan vandag vir julle lees. Die storie wat ons gaan lees is die eentjies wat kon praat. Maatjies, julle moet nou mooi stil sit en mooi luister. Want hierdie is sommer 'n baie oulike storie. Temika het op 'n plaas gebly by haar ouma en oupa. Haar pappa het net vir 'n kort rukkie by hulle gebly. Haar mamma is altyd siek en bly nie by hulle nie. Sy het 'n boetie wat ver bly, maar hy is ouer en glo altyd in die moeilikheid. Sy mis hom. Eendag sê oupa vir haar: "My liefie, wil jy nie 3 eentjies hê nie?" Die oom op die buurplaas trek stad toe en soek 'n woonplekkie vir sy eentjies. "Ek wil so graag, oupa," sê Temika. "Nou ja toe, dan reël ek met die oom om hulle te bring vir jou." Temika se hart was so gelukkig. Sy het nou iets om haar mee besig te hou in die middag. Die plaasskooltjie is nie soos die skole in die stad nie. Daar is maar 'n handjie vol kinders en niemand so oud soos sy nie. Almal is of baie jonger of baie ouer. Ouma, oupa gaan vir my 3 eentjies kry om na te kyk. Die oom van langsaan gaan trek en hy soek 'n huis vir sy eentjies. Ek hoor so," antwoord ouma vir Temika. Die volgende middag bring die oom van die buurplaas sy 3 eentjies. Hierdie 3 eentjies is baie spesiaal, Temika. Die eentjies kan praat, vertel die oom vir Temika. Temika is nog 'n dogtertjie van 7 jaar oud, maar sy is groot genoeg om te weet, dit kan tog nie waar wees nie. En tog wil sy nie vir die oom sê hy jok nie. Sy wil nie lelik wees nie, maar sy is 'n bietjie vies in haar binneste, dat die oom kan dink, sy is so dom. Die oom was skaars weg, toe Temika haar eentjies dam toe volg. Sy klim met haar lyf in die lekker koel water. Daar sit sy en dink sy gaan kyk of die oom wel die waarheid gepraat het. Wie weet. Eentjies in 'n ry, sê vir my hoe het ek julle gekry? Niks. Nie 'n woord nie. Nie eers 'n kwak nie. Sy het mos gedink dis nonsens. Skielik weer, vies breek sy maar die brood vir die eentjies. Die enetjie is so oulik, hy kom haal dit uit haar hand. Sy moet vir hulle name gee, besef sy. 'n Eend is tog ook 'n lewendige ding en hulle kort name. Die enetjie wat so skaam en versigtig staan op die wal, sal sy Skrikkie noem, want dit lyk of hy baie maklik kan skrik. Die enetjie wat sy eie gang gaan en baie lief lyk vir swem, sal sy Liefie noem. En die enetjie wat soos 'n vraaitjie vinnig nader swem vir brood, Snollie. In Temika se binneste wil sy die oom wat so laf was terg en sy begin weer met die eentjies praat. Skrikkie, wat staan jy so onseker op die wal? Sy skrik haar boeglam
Toe Skrikkie haar antwoord in 'n mengsel van wat kwak en menspraat is. Ek kan nie swem nie. My vlerk het seer gekry toe ek baie klein was en nou kan ek nie die koel water oor my liefie geniet nie, want ek is bang ek sal verdrink. Kwak, kwak. Mika dink sy verbeel haar net dat Skrikkie geantwoord het. En hoe sou hy sy naam ken? Sy praat die volgende met Liefie. Liefie, ek sien jy is baie lief vir swem. Nes 'n vis in die water. Liefie antwoord toe ook in 'n mengelmoes van kwak en mensewoorde. Kwak, kwak, kwak. As ek 'n mens was, sou ek graag wou see toe gaan en saam al daai mooi seediere in die water en son wou baljaar. Hier is dit maar net ons 3. Kwak, kwak. Steeds kan Mika nie glo dat die eentjies praat nie. En sy neem 'n derde poging. Net vir sekerheid oor die saak. Snollie, wat sou jy wees as jy 'n mens was? Mika wag vir 'n antwoord en sit verstom toe Snollie haar antwoord. Kwak, ek sou graag 'n atleet wou wees. 'n Mense wat vir alles en almal kan weghardloop. Die oom was regtig reg. Die eentjies praat. Toe antwoord sy hulle almal met 'n vraag. Skrikkie, hoe het jou vlerk seer gekry? Skrikkie antwoord. Kwak, kwak. 'n Jakkals het my probeer vang vir kos, daar op oom Nul se plaas. Dit was toe ek geswem het en nou onthou ek al die seer en my stikkende vlerk net as ek vir die water kyk. Sal jy swem as ek saam met jou swem? Vra Mika verskrikkie. Kwak, ek kan probeer, antwoord Skrikkie. Liefie, hoekom is jy so lief vir die water? Kwak, kwak, antwoord Liefie. My mamma het my leer swem en voor sy weggeraak het, is dit wat ons saam gedoen het. Kwak, ek mis haar, kwak. Sal jy dat ek jou help soek na haar? Vra Mika. Kwak, ek weet nie, antwoord Liefie. Snollie, wat sou jy graag wou wees as jy 'n mens kon wees? Vra Mika. Snollie antwoord. Atleet, want dan kan ek vir enige iemand en enige iets weghardloop. Hoekom wil jy weghardloop? Vra Mika vir Snollie. Want, kwak, kwak, ek is bang, sê Snollie vir Mika. Skielik besef Mika dat almal, selfs die diere op die plaas, 'n storie het om te vertel. En almal se stories het 'n bietjie seer in. Die volgende dag vertel sy vir die eentjies haar storie en haar hartjie vol sommer niet. Mamma en pappa het vreeslik beklei toe ek klein was. Al wat ek onthou is mamma wat huil en pappa wat skree. Daarna het niemand my gesoek nie, behalwe ouma Roos en oupa Giel. Ek is gelukkig by hulle, maar my hartjie bly maar 'n mamma en 'n pappa soek. Die eentjies het verstaan hoe sy voel. Sy, Skrikkie, Liefie en Snollie het daardie dag beste maatjies geword en saam besluit dat die lewe ook mooi in het. Al is die lewe soms hard. Solank 'n mens hoop het, is enige iets moontlik. Eendag kan Skrikkie dalk weer swem. Eendag kan Liefie dalk haar ma opspoor. Daar kom dalk 'n dag wat Snollie nie meer bang sal wees en wil hardloop nie. Die dag het wel gekom wat Mika se hart weer bly was.
Sy het nou wel net vir ouma en oupa en mis haar familie, maar sy het 3 eentjies gekry wat haar lewe verander het en vir wie sy iets kan beteken. Van daardie dag af het Temeka, Skrikkie, Liefie en Snolly elke dag geniet en geweet, eendag sal hul drome waar word. Hul bangheid het weggegaan en hulle het met nuwe oë die lewe waardeer.